Goeiemôre, good morning en hartlik welkom. Ja, dit is maandag, die eerste maandag van ons eerste volle 5-dag werksweek. Ek dink dit gaan vir almal 'n bietjie van 'n skok wees vandag om terug te wees by die werk. Almal moet nou weer vanoggend sukkel om aan die gang te word, maar ten minste is ons hier om seker te maak dat jy jou oggend saam met ons op die regte noot kan begin. Ek dink ons moet een of ander tyd 'n bietjie 'n gesprek met jou voer vir 'n paar wenke om so 'n week reg te benader. Nee, ek is die verkeerde persoon om daar die vraag te vra. Luister hier, die lang naweek was maar baie lekker. Ek het dit baie geniet. Wel, jy moet ingeskakel bly want vandag se program mag dalk soos 'n lang naweek voel. Ja. Jy weet, want ons baie lekker inhoud wat wag. Ons gesels vandag met Andrei Elof oor sy nuwe boek Street Smart in Suid-Afrika. Ons loer in by beide die Voortrekker Monument se Teatermuseum en die Tierlantjiesmark. Hoërskool Waterkloof se Dansakademie kom deel meer oor hulle produksie New York, The City That Never Sleeps. En Dirk van der Westhuizen verras ons met sy nuwe ballade Amper. Dit is iets wat ek nie gedink het in dieselfde sin ooit sal wees nie. Dirk van der Westhuizen en 'n ballade. Ek sien baie uit om daai onderhoud te hoor. Ras, ek moet vir jou sê, ek is kinderlik opgewonde om met hom te gesels. Ek dink baie mense onderskat hom, maar hy het nogal 'n diep kant aan hom. Jy weet, so ek het 'n baie sagte plekkie vir hom. Ek mag dit sê want hy weet, ek het dit ook al vir hom gesê. Nee, maar ek sien uit na die onderhoud. Baie opgewonde daaroor. Nou goed, eers tyd vir ons oggendpraatjies. Ras, Cullinan gebruik nou gevorderde tegnologie soos ekstraal transmissie en kunsmatige intelligensie om diamante meer akkuraat op te spoor en te ontgin. Die myn wat deur 'n Petra Diamonds bestuur word, werk nou meer as 'n kilometer diep ondergronds en fokus eerder op gehalte as kwantiteit. Nou met behulp van sensors, data en KI kan die stelsel diamante identifiseer en met uiterste akkuraatheid van die rots skei. Selfs die vloei van erts word digitaal gemonitor om probleme te voorkom en produksie te optimaliseer. Weereens die vordering van tegnologie en die rol van kunsmatige intelligensie. Ja, en vir 'n myn is dit belangrik om die regte hoeveelheid of meer as wat hulle eintlik wil te ontgin in terme van minerale. So ek dink dit is 'n wonderlike plan dat hulle nou tegnologie gebruik om meer diamante te ontgin, maar die ander kant, ek is altyd maar die devil's advocate, gaan dit die mense wat eintlik daar gaan grawe en daar in die mynboubedryf werk met hulle hande, gaan dit nou hulle werk affekteer, of is die tegnologie nou daar om nuwe vaardighede vir mense aan te leer? Is altyd 'n bietjie van 'n catch-22 dit. Definitief, want ek dink, jy weet, met iets soos kunsmatige intelligensie, is daar nog soveel wat kan gebeur en soveel ontwikkeling wat op 'n daaglikse basis plaasvind, dat 'n mens nie werklik weet, jy weet, hoe dit sommige bedrywe, sal ek nou maar sê, of liewer dalk sektore, dan nou in die toekoms sal beïnvloed nie. En as ons nou dink aan diamante in terme van die mynboubedryf, gaan die fokus op kwaliteit teenoor die kwantiteit die bedryf meer volhoubaar maak? Ja, waarskynlik. Ek bedoel, ek dink dit is iets interessant om dop te hou. Ja. Ek onthou destyds, baie jare gelede toe ek nog op skool was daar 'n uitstappie gewees en het ons so ondergronds ingegaan daar by Gold Reef City. Ja. En dit was vir my so interessant geweest om te sien, jy weet, hoe hierdie mense te werk gaan en ook hoe diep ondergronds hulle moet wees. Ek sal dit nie vir 'n lewe kan doen nie. Maar ek dink dit is ek dink op die einde van die dag is dit net vir my weer eens, soos ek sê, interessant, maar 'n mens sou hoop dat dit nie werksgeleenthede bedreig nie. I always think when it comes to mines, are they ever going to run out of diamonds? Because I mean, we've been mining in Cullinan now for hundreds of years. Like, wanneer gaan hulle ophou met die diamante? Maar dit lyk asof dit nou meer volhoubaar gaan word. Moving on to our next story. It seems to be getting pretty windy in California. 2 different hot air balloons were recently forced to do emergency landings. One of those incidents was quite dramatic. In Elk Grove, a balloon made what officials called an unplanned launch due to strong winds. As ek hoor unplanned launch, dan dink ek dat dit net sommer opgestyg, want die wind het dit laat opstyg. It then drifted into the side of the Sky River Casino and struck a power line before finally coming down safely in a nearby field. Footage shows that the balloon is struggling to stay stable in the air. The other
incident, however, provided some amusement. A balloon carrying 13 people had to make an unexpected landing in a couple's backyard in Temecula after it started hovering and running low on fuel. The homeowners said it narrowly missed their house. If you've ever wondered what a hot air balloon landing in your backyard looks like, we've got you. This video might be able to help you paint a better picture. Wow. They missed our house. They missed the fence, just like practically kissing the fence. And I'm just like, how did this happen? We're in somebody's backyard. It took me a little while to realize that that actually was a pretty dangerous scenario. And by the time I did, I realized like, well, everyone's fine. So we're all good. Woo! Wow. Wow. Ek het van hierdie storie gehoor en daar was wat plasings op sosiale media daaroor, maar ek het nie geweet daar was 13 passasiers nie. Nee, en ek moet vir jou sê, Ras, ek dink daai landingsproses, nê? Ons het mos nou al destyds hier op Goeiemôre Good Morning ook so 'n uitstapie afgeneem, uitstap in die lug. En ek dink daai landingsproses is nooit lekker nie, want jy weet nie wat om te verwag wanneer dit kom by iets soos die wind en hoe vinnig jy die grond gaan tref nie. Maar dan liewers so iets as wat 'n mens in water beland, kan jy jouself indink. I'm just thinking, I can't believe that pilot, hot air balloon pilot, managed to get it so accurately into that backyard. Because if you look at the video, it's not a massive yard. Dit is nie soos 'n erf nie, waar jy soos net ewes kan land nie. Dit is so 'n sticky postage stamp for the backyard. So I think that guy needs to go for training at NASA or needs to become a helicopter pilot or a airline pilot, because what a landing. And everyone was safe and sound. You could see in die mandjie, almal staan daar met 'n glimlag en baie. I think if I was in that basket, my glimlach would be a little bit tense and very nervous laughter, thinking, ooh, hierdie kan nou baie sleg opgeëindig het. Maar wat 'n interessante storie om met jou geliefdes te deel daarna. Ja. Wel diegene wat nou nie saam met jou in daai lugballon was nie, jy weet. So ek dink nee, dit is vir my, maar dit kan gevaarlik raak. Dit wys maar net weer eens dat hierdie soort van dinge nooit, hoe sal mense dit stel, risikovry is. Ja, dit is, but nothing is 100% safe, Nee. When you went in the hot air balloon, was it something that you enjoyed? Do you like heights? You don't mind them? Ja, ek het nie hoogtevrees of so iets nie. Ek dink dit hang af waar dit gebeur. Ek sal graag nog in Turkye so iets wil doen. Die Cappadocia, daai ballonne, dit is ek dink dit moet iets wees om te beleef. En jy was jy al in 'n Ek was al vir my ma se 60ste. Toe gaan ons so. Dit was regtig 'n once in a lifetime ervaring. So jy is fine met hoogtes solank die voëls nie daarbo by jou is nie. Ja, want dit net nie, is geen geveerde vriend of een wat kan spartel met vlerke moet saam in daai mandjie wees nie. Baie dankie. Absoluut Dan nie. spring ek uit, maar dan moet ek net 'n valskerm ook hê. Of in iemand se tuin beland. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug om te gesels oor 'n gids vir jong volwassenes. Jy kyk Goeiemôre Good Morning, gaan volg ons sommer ook op sosiale media.